Die polisie bevestig dat gisteraand se massa-skietvoorval in Johannesburg moontlik met onwettige mynbedrywighede verband hou. En die Afrika plastiekhoring, die Vuvuzela, is nie meer welkom by die FIFA Wêreldbeker nie. Goeiemiddag, dis tyd vir Pretoria FM se visuele bulletin in Afrikaans. Ek is Esmerie Eysel. Die Gautengse polisiekommissaris Tommy Mtombeni het bevestig dat die massa-skietvoorval wat gisteraand in Johannesburg plaasgevind het, moontlik met onwettige mynbedrywighede verbind kan word. Forensiese spanne het die toneel gefynkam vir leidrade en op onwettige mynboutoerusting beslag gelê. Mtombeni het gerugte verwerp dat wetstoepassers die oorhand oor misdaad in die gebied verloor het. Hy sê dat 'n spesiale taakspan reeds op die been gebring is om die skuldiges in hegtenis te neem. Die voorval het kort na 11 uur gisteraand ontvou toe 'n groep van 10 mans uit 'n Quantum minibus tevoorskyn gekom en op inwoners losgebrand het. Die gebied is aangrensend aan 'n myngebied. Mtombeni het die daad as harteloos en barbaars beskryf. You could classify these people to be insane, heartless, barbaric, because you could see the way they were moving. Die parlement se ad hoc komitee sal na verwagting binnekort 'n voorlopige verslag oorweeg en aanvaar in sy ondersoek na beweerde misdadigheid, korrupsie en politieke inmenging in die regstelsel. Volgens die komitee se inhoudsadviseur Nicolette van Sail-Gous sal die konsepverslag op 22 Junie aan lede gestuur word vir oorweging. Sy sê daarna sal die komitee dit op 24 Junie formeel bespreek en aanvaar. Die parlement se navorsingseenheid het versoek dat alle partye eers toegang tot die voorlopige bevindings kry, soos bepaal deur die beginsel van prosedurele regverdigheid. Hierna sal betrokke partye 2 weke of 10 werksdae gegee word om op die bevindinge te reageer voordat die finale verslag opgestel word. Die PA se adjunkleier Kenny Kunene sê hy sal nie sy stellings teen die EFF-leier Julius Malema terugtrek nie, nadat Malema se lastersaak teen hom deur die Hooggeregshof in Johannesburg van die rol geskraap is. Die hof het die saak egter nie op meriete beslis nie, maar eerder weens prosedurele tekortkominge nadat Malema se regspan versuim het om hul skriftelike argumente betyds op die hof se elektroniese stelsel te laai. Die saak spruit uit uitsprake wat Kunene gemaak het op 'n potsending waarin hy beweer het Malema het 'n verdagte verhouding met 'n oorlede taksibaas met beweerde bande met misdaadnetwerke gehad. Kunene sê die hof se besluit is 'n oorwinning vir hom en beweer Malema misbruik die regstelsel. Die polisie hou vol dat die hoof van die presidensiële beskermingseenheid, generaal-majoor Wally Rode, 'n strafregtelike klag moes lê na die Palapala plaasdiefstal. Luitenant-generaal Michael Motlala het aan 'n portefeulje-komitee oor polisie gesê dat die onus op die plaasbestuurder gerus het om die voorval aan te meld. Volgens Motlala was Rode destyds oor see en kon hy nie die klag indien nie. Die komitee-voorsitter, Ian Cameron, het aan Motlala gesê dat Rode nie 2 jaar lank uit die land was voordat die voorval in 2022 bekend geword het nie. En die Vuvuzela wat sinoniem geword het met Suid-Afrikaanse sokker en die 2010 FIFA Wêreldbeker toernooi, is nou uit Wêreldbeker stadions verban. Volgens berigte het FIFA die plastiekhorings verbied weens kommer oor oormatige geraas, ondersteunersveiligheid en die behoefte aan 'n meer beheerde wedstrydomgewing. Die besluit het nuwe debat ontketen oor sokkerkultuur en Afrika-identiteit in internasionale sport. Daar word verwag dat die verbod teleurstelling onder ons ondersteuners sal veroorsaak. Op daai stil noot groet ons vanaand, baie dankie vir die saamkyk en ons maak môre aand weer so.